die 41ste verjaarsdagsherdenking van die Eerste Nasionale Party. Dit is ons eer om saam met ons te hê die opera tenorsanger meneer Kurt Grobbelaar. Baie welkom. Baie dankie. Baie dankie. Kurt, vertel ons 'n bietjie van die Afrikaanse lied. Ja, die Afrikaanse kunstlied. Ja, weet jy, dit is jammer. Dit word vandag nie eintlik meer vreeslik gesing nie. Ek dra kennis van 3 sangers, ek ingesluit wat dit eintlik nog doen. En daar is so 'n ongelooflike skat wat daar lê, wat besig is om eintlik in die niet te verdwyn. Soos ek vanaand gesê het, ons is amper op 'n rooi daardlys hierso. Ja, ek dink dat daar's baie redes daar agter. Een van die redes natuurlik, klasmusiek is uitgefaseer, waar baie van die kinders nie mee te doen gekry. En die ander ding is, dis nie meer suiwer Afrikaanse skole waar jy suiwer net jou Afrikaanse kultuur kan uitleef nie. So ja, ek dink dis alles deel daarvan. Maar die ander probleem is, ek dink dit word nie in die pers veel meer eintlik geadverteer en uitgesaai. Daar's daarom nog 3 oor. Daar's daarom nog 3 oor. Ons hoop ons sien jou weer by so 'n geleentheid. Definitief. Dit was baie lekker en sterkte vir almal. Baie dankie met die leier van die Eerste Nasionale Party, meneer Andries Breitenbach. Andries, baie dankie dat jy bereid is met ons gesels hier. Vertel ons 'n bietjie van 41 jaar. En jy kom vanaf die eerste dag al saam. Vertel ons 'n bietjie. Ja, eintlik al voor die eerste dag. Want onthou daar was 'n aanloop na die stigting van die party. Baie kort nadat die Vorster oorgeneem het as eerste minister. Toe het hy begin torring aan die sportbeleid. En toe die onland begin, sê hierso wat ons daarvan agtergekom het buite die parlement, was hier vroeg in 1967. En van daai tyd het die onmin opgebou. En was daar allerlei strewelinge binne die nasionale parlement. Tot die ding op die punt geloop het dat hierso die Congres in 1969 dan 'n opdrag gegee is dat daar ontslag geraak het van die mense wat Jy was toe 'n jong man. Ja, ek was 'n jong man van so 22. En alreeds betrokke het. Was die hele familie alreeds betrokke in die politiek? Ja, ek het in 'n huis groot geword waar ons baie polities betrokke was. My pa was betrokke, my ouer is betrokke. So ek het, maar vanaf ek getrouwd is, het ek ook gevraagd. Het je familie samen beweeg met die ANC of was daar onzekerheid in die familie? Nee, maar daar was geen onzekerheid. Dit was van familie. Dat is die regte pad om te loop. My skoonouders, my skoonpa was self daarom 'n meer lewende Afrikaner gewees. Kom in die ou Ossewa brandwag en daarna oorgegaan na die nasionale party. Toe die breek tussen die Ossewa brandwag en die nasionale. Maar toe Vorster begin met sy afwykende geleide en onmiddellik gesê is die verkeerde pad. En nou 41 jaar later, Nasionale Party is iets van die verlede. En is net die ANC wat oorbly. Ja, daar het baie partye gekom en gegaan. Die ANC was die enigste een wat oorgebly het en wat aktief is en wat standvastig is. Want op bepaalde beginsels gaan baie beginsels staan. Die feit is, niemand kon daai beginsels nog verkeerd bewys nie. Ja. Wel, vanaf die Pretoria-streek, veel geluk aan die Eerste Nasionale Party met 41 goue jare. Mag ons nog 'n goue jaar beleef in die jaar. Baie dankie, dit is natuurlijk, dit is harde werk, dit is genade van God, ons is oortuig daarvan dat ons Hemelse Vader het vir hierdie partye bepaalde taak en roeping in die dag en dat hierdie partye substansiële bydrae sal lewer tot die vrywording van ons volk, want dat ons vry sal word, daaroor ons gegeen. Dit is die 41ste jaarslag tenee van die Eerste Nasionale Party. Saam met ons is meneer Valkweer van die VVK. Baie dankie dat jy by ons aansluit. Ons wil 'n bietjie hoor, hoe gaan dit met die VVK? Edwin, ek is baie tevrede met ons vordering op hierdie stadium. 'n Mens streef altyd na meer en beter en groter. So as daar meer getalle was, sou ons meer tevrede gewees het, maar ek dink gegee die bronne wat ons het, die hoeveelheid hande wat op die dek is, dink ek doen ons nie sleg nie en kan ons nog steeds ons teikendatum haal van Mei volgende jaar verkiesing hou.
om die Volksraad ingehuldig te kry op 31 Mei wat dan baie geskiedkundige datum sal wees. Dit sal 50 jaar wees op die dag sedert ons republiekwording gevier het in 1961. Dis 'n interessante datum. Ja. Nou in die toekoms gaan daar sekerlik dan meer hitte kom in die hele debat wanneer vergaderings begin gehou word vir kandidaate. En gaan mense kan registreer tydens hierdie vergaderings. O ja, daar is 'n groot beplanning in die pipeline in terme van landwyse vergaderingstogte, bekendstellingsveldtogte en dan uiteraard by elkeen van daardie geleenthede 'n registrasie situasie dat mense kan sê ek het nou die kandidaate uitgeluister en ek wil graag ook registreer wat ek doen. Sal ons definitief sorg dat daar genoeg registrasiebeamptes op elkeen van daardie byeenkomste is. Tot hoe laat sal mense kan registreer? Kort voor die verkiesing of gaan jy 'n lang tyd nodig hê? Ons gaan mense tot relatief laat kans gee. As ek dit nie mis het nie, is daar 'n afsnypunt op die 27ste April volgende jaar. En van die 27ste April sal die kiesregistrasie dan gesluit wees. So ons doen 'n gereelde beroep op mense om so vroegtydig as moontlik te registreer sodat 'n mens nie met 'n bottleneck situasie kan sit nie, want ek meen Andries Breitenbach het my nou net vertel, daar's blykbaar 'n arbeidsdispuut in die Independent Electoral Commission met 22,000 van hulle werkers. Ek meen as mense daai tipe van syfers en getalle hoor waarmee die teenkant sit. Ons het gewoon net nie naaste by daardie infrastruktuur om bottlenecke te hanteer nie, so ons vra die mense maar om vroegtydig hulle aansoeke geprosesseer te kry. Wel, ons werk saam in dieselfde rigting vir vryheid, vir ons volk. Alles sukses vir die VVK. Sterkte vorentoe. Sterkte vir julle manne. En baie dankie vir julle hulp in die stryd.